Baie welkom by Gemeente Sonder Grense, hier waar jy maar jou koffie mag mors. Jy is ingeskakel op ons YouTube kanaal. Ons is besig met 'n reeks uit die boek 1 Timoteus. Dis 'n brief wat Paulus aan Timoteus geskryf het, en vandag staan ons stil by die 5de aflewering van hierdie reeks. Die titel van hierdie boodskap is Die krag van 'n storie. Die krag van jou storie. Ek het altyd geweet dat daar geen beter manier is om 'n boodskap oor te dra as met 'n storie nie. Ek het dit gesien in die Bybel toe Jesus op aarde was. Hy het stories, gelykenisse gebruik om sy disippels te leer. En van die kragtigste boodskappe wat ek in my lewe gehoor het, was deur stories, of is verduidelik met stories. Dis eers onlangs dat ek regtig begin verstaan het waarom dit so is. Soos die wetenskap vorder en ontwikkel, ontdek ons allerlei nuwe dinge. Stories is ongelooflik kragtig, omdat dit die hoofmanier is hoe ons brein uitfigure hoe die wêreld werk. In plaas van net droë feite, skep stories chemiese reaksies in ons kop. Dit laat ons diep dinge voel. Dit maak ons lus om dinge te doen, en dit help ons om ander te vertrou. So hoe gebeur dit? Wel, op verskillende maniere. Eerstens, deur breinchemie. Goeie stories laat spesiale stowwe in jou brein vry, soos oksitosien. Dit help jou om ander te verstaan en te vertrou. En dopamien, wat jou fokus en jou geheue so 'n hupstootjie gee. Dink maar aan hoe opgewonde en gefokus jy is wanneer jy 'n nuwe reeks op Netflix binge-watch. Dit is die dopamien in jou brein. En dan is daar breinkoppeling. Wanneer jy na 'n storie luister, begin jou brein dieselfde patrone wys as die persoonsin wat die storie vertel. Dit voel amper asof die dinge wat vertel word met jou gebeur. As 'n karakter byvoorbeeld in 'n fliek aan 'n tou oor 'n diep kraans hang, en daai tou begin breek, dan begin jou hande sweet en jou hart klop vinniger, selfs al sit jy veilig op die bank. En dan emosies. Feite en syfers praat met jou logika, maar stories praat met jou hart. Omdat mense meestal deur hul gevoelens gelei word, is dit stories wat ons dryf om dinge te verander. 'n Plakkaat met statistieke oor plastiekbesoedeling het dalk geen effek op jou nie. Maar 'n video van 'n seeskilpad wat in plastiek vasgevang is en hyg om asem te kry, maak jou hart seer en laat jou dalk dadelik ophou om plastiekstrootjies te gebruik. En dan is daar onthoukrag, die vermoë om beter te memoriseer. Dit is baie makliker vir jou brein om inligting te onthou as dit deel van 'n lekker storie is, as net lang, vaal lyste van statistieke. Dink maar net hoe sukkel jy om geskiedenisfeite vir 'n toets te memoriseer, maar jy kan maklik die hele storielyn, die faksies en die karakters van videospeletjies, soos Assassin's Creed of Fortnite onthou. Nou, dis nie altyd so maklik om elke boodskap met 'n storie te vertel nie. En dit is dalk een van die redes hoekom jy nie vandag voor mense staan en 'n boodskap lewer nie. Daar's baie dinge om te verstaan en te onthou. Maar wat jy dalk nie vandag besef nie, is dat jy wel 'n storie het, 'n unieke storie wat iemand se lewe kan verander. En vandag wil ek vir jou wys dat jy 'n storie het, dat jy 'n opdrag het om jou storie vir ander te vertel, en hopelik sal jy na vandag genoeg motivering hê om wel jou storie met ander te deel. Dis nie so moeilik as wat jy dink nie. En die gevolge daarvan sal jou geloof nog sterker maak as wat dit nou is. Ons lees vandag verder in 1 Timoteus 1 vanaf vers 12 tot 20. Ek wil hierdie gedeelte in 2 hoofdele verdeel. Die eerste deel is Paulus se storie, en die tweede deel is Paulus se opdrag. Maar so tussen hierdie 2 gedeeltes is daar 'n lofprysingsversie. Die 2 gedeeltes word eintlik geskei deur hierdie lofprysingsversie. Terwyl ons lees, kyk 'n bietjie of jy kan raak sien watter versie dit is. Kom ons lees.
Teenoor Christus Jesus ons Here is ek dankbaar. En hoekom is Paulus so dankbaar? Oor sy storie, oor wat met hom gebeur het. En hier is sy storie. Hy het my krag gegee en my betroubaar geag om my in sy diens te stel. Al het ek hom voorheen belaster en vervolg en beledig. Maar God was genadig teenoor my, omdat ek in my ongeloof nie geweet het wat ek doen nie. Ons Here het my oorlaai met sy genade en met geloof en liefde wat ons deel is in Christus Jesus. Dit is 'n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word. Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos. Van hulle is ek die grootste. Maar juist daarom was God my genadig, sodat Christus Jesus aan my as die grootste sondaar al sy verdraagsaamheid sou betoon en ek 'n voorbeeld kon wees vir almal wat in die toekoms in hom sou glo om die ewige lewe te verkry. Vers 17. Aan hom wat vir ewig koning is, die onverganklike, onsienlike, enigste God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Hierdie opdrag gee ek aan jou, Timoteus, my kind, in ooreenstemming met die profeseë wat vroeër oor jou uitgespreek is. Met hierdie woorde in gedagte moet jy die goeie stryd stry. Hou vas aan die geloof en behou 'n goeie gewete. Omdat sommige hulle gewete onderdruk het, het hulle geloof skibreek gelei. Onder hulle is daar Hymenaeus en Alexander, wat ek aan die Satan oorgegee het, sodat hulle daardeur kan leer om God nie te laster nie. Kon julle die lofprysingsversie raak sien tussen die twee gedeeltes? Wat 'n versie was dit? Natuurlik, vers 17. Nou kom ons dink so 'n bietjie oor Paulus se storie. In sy storie is daar ook twee gedeeltes. Kan julle dit ook raak sien? Daar is 'n before en 'n after. In vers 13 staan die woordjie voorheen. Hy verduidelik hoe hy voorheen was. In sy before lewe was hy drie dinge. Drie dinge het daardie lewe gekenmerk. Hy het belaster, hy het vervolg en hy het beledig. Nou in Handelinge 22 vertel Paulus ook sy storie. Ek lees vir julle vanaf vers 3. Hy gaan toe voort. Ek is 'n Jood wat in Tarsus in Cilicië gebore is, maar ek het hier in Jerusalem groot geword. As leerling van Gamaliel is ek volgens die streng opvatting van die wet van die voorvaders opgevoed. En ek was net so 'n kampvegter vir God, soos julle almal vandag is. Ek wou die mense wat die leer van Christus volg, totaal uitroei. Mans, sowel as vrouens, het ek gevange geneem en in tronke laat stop. Dit kan die hoëpriester en die hele Joodse raad bevestig. Van hulle het ek selfs bekendstellingsbriewe oor aan die Joodse broers in Damaskus gekry, om ook daar hierdie mense in hegtenis te gaan neem en Jerusalem toe te bring om gestraf te word. Dit was sy before lewe. Toe het hy God gelaster. Hy het Christene gewelddadig vervolg en hy het God en die mense beledig. In sy haat vir hulle het hy hulle gespot en skandelik en vernederend behandel. En dan staan daar die woordjie maar. Maar. So, iets het gebeur. Hy het 3 dinge ontvang wat sy afterlewe bepaal het. Hy het genade ontvang, hy het geloof ontvang en hy het liefde ontvang. Nou genade is onverdiend, né? Jy's skuldig en nogtans word jy vrygespreek. Dis genade. Maar hy ontvang ook geloof. Geloof in Jesus as die Messias. Dit vervang sy ongeloof en hy plaas sy vertroue vir sy verlossing in Jesus alleen. En waar daar voorheen haat was, word sy hart nou gevul met liefde. Ook vir die mense wat hy voorheen so verskriklik vervolg het. Hy sê dan dat hierdie dinge ons deel is in Christus Jesus. Met ander woorde, almal wat in Christus Jesus is, almal wat in hom glo, ontvang ook hierdie dinge. Hierdie dinge is ons deel. Dit is dinge wat deel word van jou lewe en uiteindelik bepaal hoe jy lewe nadat jy begin glo het. Maar hoe kom 'n mens uit by die punt dat jy begin glo? In vers 15 sê Paulus,
dis 'n betroubare woord. Met ander woorde, 'n woord wat jy kan glo sonder om dit te gaan opcheck. En hy gebruik hierdie uitdrukking, dis 'n betroubare woord, 3 keer in hierdie hele boek. Maar wat is hierdie woord? Wat is so betroubaar aan hierdie woord? Hier is dit. Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos. Elke mens het nodig om hierdie betroubare woord te hoor, sodat hulle verlos kan word. As jy nie hierdie woord hoor nie, hoe kan jy verlos word? Paulus moes dit hoor, en elke ander sondaar moes dit hoor. En Paulus beskou homself as die grootste sondaar van hulle almal. Want kyk net, wat het hy alles gedoen? Dit was verskriklik. En nogtans het God vir hom hierdie boodskap laat hoor. God het genade aan hom bewys. En elke sondaar wat hierdie boodskap hoor, kan dieselfde genade ontvang. As Paulus God se genade kon ontvang ten spyte van sy verskriklike sonde, dan kan jy ook. Hy het nie net genade ontvang nie, maar hy het ook geloof ontvang. En hy het liefde ontvang. Alles is vir hom gegee, verniet. Dis alles maar genade. Paulus se storie het 'n before en 'n after. 'n verlede en 'n hede. Maar daar is eintlik 'n derde tydperk ook in sy lewe. Die toekoms. In vers 16 lees ons daarvan. Maar juist daarom was God my genadig, sodat Christus Jesus aan my as die grootste sondaar al sy verdraagsaamheid sou betoon, en ek 'n voorbeeld kon wees vir almal wat in die toekoms in hom sou glo om die ewige lewe te verkry. Sy storie het 'n invloed in mense se lewens in die toekoms. Sy storie is 'n voorbeeld. En daarom het sy lewe 'n invloed in almal se lewens in die toekoms. En daai toekoms is ek en jy. Paulus se lewe is vir ons 'n voorbeeld. As ons in Jesus glo om die ewige lewe te kry, as ons Jesus wil vertrou vir ons verlossing, dan is Paulus se storie vir ons 'n voorbeeld. Maar wat is hierdie voorbeeld? Dit maak nie saak hoe groot jou sonde is nie, Jesus kan dit vergewe. Kom ek vertel vir jou nog 'n storie. Ek het groot geword in Puerto Rico, in 'n huis waar ek mishandel is, waar my ouers bose towery beoefen het, en my fisies mishandel het. As 'n tiener is ek na New York se middestad gestuur, waar ek vinnig in die straatlewe vasgevang geraak het. Ek het by die Mau Mau's aangesluit, een van die gewelddadigste en mees gevreesde straatbendes in Brooklyn. Ek het vinnig opgang gemaak om die bende se leier te word. Ek was bekend vir my gewelddadigheid, vir my koue hart en 'n totale gebrek aan empatie. Ek het geen meegevoel met ander gehad nie. Toe 'n hofsielkundige my geëvalueer het, het hierdie dokter gesê dat ek op 'n pad is reguit tronk toe, of selfs die elektriese stoel. Die dokter het my verklaar as onredbaar. Daar was geen hoop vir my nie. Ek het my lot so aanvaar, omdat ek totaal en al deur haat, woede en 'n diep innerlike pyn beheer is. In 1958 het 'n jong plattelandse prediker met die naam David Wilkerson na Brooklyn gekom om die evangelie met bendelede te deel. Toe Wilkerson met my probeer praat, het ek hom 'n klap gegee. Ek het op hom gespoeg en ek het hom gedreig om hom dood te maak. Maar hy het my reg in die oë gekyk en gesê, jy kan my in 1000 stukke sny en dit in die straat strooi, en elke enkele stuk sal jou steeds lief hê. Jesus het jou lief. Daai woorde het my erg ontstel. Ek kon nie verstaan hoe iemand my kon lief hê as hy homself nie eens kan lief hê nie. Die gedagte het my lank gepla. Kort daarna het ek en my bende so 'n buurtbyeenkoms bygewoon wat deur Wilkerson gelei is. Eintlik met die plan om moeilikheid te maak. En terwyl hy besig was om oor hierdie absolute genade en vergifnis van Jesus te preek, het iets in my gebeur.
ek het gebreek. Ek het vorentoe gegaan en op my knie geval en ek het Jesus gesmeek om my vreeslike verlede te vergewe. Op daardie oomblik het dit gevoel of 'n miljoen bakstene van my skouers afval. Daai diep gewortelde haat en woede het eenvoudig verdamp en is deur 'n onbeskryflike vrede vervang. En so by the way, sommige van julle kon seker raai, my naam is Nikki Cruz. Nikki reis al vir meer as 60 jaar deur die wêreld as evangelis. Hy is nou 87 jaar oud en hy deel sy storie met miljoene jong mense, gevangenes en bendelede om te wys dat niemand ooit te ver verlore is vir Jesus om te red nie. Sy legendariese storie is later in detail beskryf in die trefferboek The Cross and the Switchblade en sy eie autobiografie Run Baby Run. Paulus se storie het krag. Dit bemoedig ons, dit troos ons en dit motiveer ons. As God dit kan doen vir hom en vir Nikki, dan kan hy dit ook doen vir my en vir jou en vir alle gelowiges in die toekoms. Wat is daarop ons reaksie? Lofprysing, soos in vers 17. Ons staan in vers 17 in verwondering oor hierdie God en wie hy is. Aan hom wat vir ewig koning is, die onverganklike, onsienlike, enigste God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. En ons bevestig dit saam met Paulus met 'n amen. Maar dan kom die laaste gedeelte, die opdrag aan Timoteus. Hierdie opdrag gee ek aan jou, Timoteus, my kind, in ooreenstemming met die profeseë wat vroeër oor jou uitgespreek is. Wat is hierdie opdrag? Met hierdie woorde in gedagte moet jy die goeie stryd stry. Hou vas aan die geloof en behou 'n goeie gewete. Omdat sommige hulle gewete onderdruk het hulle geloof skibreek gelei. Jy sien, die opdrag is om die goeie stryd te stry. Om aan die geloof vas te hou en om 'n goeie gewete te behou. Daar's 3 werkwoorde in hierdie gedeelte. Stry, vashou en behou. Ons is in 'n stryd gewikkel. Dis 'n stryd vir die goeie teen die slegte. Nou, om te stry beteken om te baklei, om te veg, vir dit wat goed en wat reg is, om te veg teen sonde, ja, maar ons moet ook veg vir die geloof. En geloof is nie net my vermoë om te aanvaar en te vertrou nie. Die geloof is die inhoud van wat ons glo, die waarheid. En daaraan moet ons vashou. Ons moet seker maak ons dwaal nie af van die waarheid af nie. Ons moet veg teen die dwaalleer en vashou aan die geloof. Maar ons moet ook sensitief bly vir dit wat reg en verkeerd is in my persoonlike lewe. En God gebruik deur die Heilige Gees my gewete om my te oortuig van dit wat verkeerd is in my lewe. Nou, as ek gedurig sonde in my lewe toelaat en nie daarmee deel nie, dan raak my gewete later onsensitief vir hierdie sonde. En dan het ek later nie meer 'n goeie gewete nie. Wanneer jy byvoorbeeld vir die eerste keer gaan hout kap met 'n byl, dan kry jy later blaase op jou hande. Maar hoe meer jy dit doen, hoe harder word jou hande en die blaase word eelte, wat jou heeltemal onsensitief maak vir die wrywing van die hout in jou hande. En dis wat gebeur as jy sonde, selfs klein sondetjies in jou lewe toelaat en dit verdra in jou lewe. En dis Timoteus se opdrag, stry teen dwaling en teen sonde, vir die waarheid en vir reinheid, reinheid in gedagtes, in woorde en in dade. Moenie toelaat dat daar eelte oor jou gewete begin groei nie. Bly altyd sensitief vir sonde.
Dit was nie net Timoteus se opdrag nie. Dis almal se opdrag. Maar sommige ander het afvallig geword. Hymenaeus en Alexander moes dit ook doen, maar hulle het nie. En die gevolg was dat hulle geloof skipbreek gelei het. Nou as 'n skip breek, skade opdoen, dan sink hy uiteindelik. En hierdie is 'n baie ernstige oortreding. Nou gewoonlik wanneer iemand die pad byster raak in hulle lewe, die manier waarop hulle lewe, of in hulle leer, dit wat hulle teach, word hulle deur die kerk aangespreek. En as hulle nie luister nie, dan word hulle lidmaatskap van die kerk losgemaak en word hulle beskou as ongelowiges. Hier het ons egter 'n nog erger ding wat gebeur. Paulus het hulle aan die Satan oorgegee. Nou presies wat dit beteken is ons nie baie seker oor nie. En nêrens kry ek en jy die opdrag om so iets te doen nie. Maar dit kan beteken dat Paulus tot God gebid het om selfs die Satan te gebruik om hulle deur pyniging of swaar kry aan te val. Maar hoekom sal Paulus, wat nou skielik liefde ontvang het, so iets doen? Hy doen dit nie omdat hy kwaad is vir hulle nie, maar hy doen dit omdat hy juis lief is vir hulle, en hy wil hê dat hulle moet terugkeer tot God en tot die waarheid. Kerklike tug of vermaning se bedoeling is nooit om iemand te straf nie, maar om hulle te motiveer om terug te keer. Ek sien donderdag op die nuus sê die Amerikaanse regering dat hulle beide die wortel en die lat gebruik om Iran te motiveer om die regte ding te doen. Nou, hier het Paulus waarskynlik die lat ingespan. Paulus huiwer nie om sy storie te vertel nie, skokkend soos dit is. Hy kon maklik in skaamte sy kop laat sak en nooit weer daaroor praat nie. Maar dis nie die voorbeeld wat hy vir jou stel nie. Dalk luister jy vandag na hierdie boodskap en jy is regtig skaam oor die dinge wat jy in die verlede aangevang het. Paulus se storie herinner jou dan daaraan. En Nikkie se storie ook. God is in staat om selfs jou grootste foute, jou skande, jou skaamte, om te skakel in 'n storie wat 'n verskil kan maak. Hy is die een wat jou verlede, hoe sleg dit ook al was, kan gebruik. Nie teen jou nie, maar tot voordeel van baie ander mense. Onthou, God accepts us as we are and changes us as we serve him in love. Is jy bereid om toe te laat dat God jou storie kragtig gebruik? Stories het van self baie krag, maar ware stories het selfs meer krag. Die stories wat egter die meeste krag het, is die ware stories met 'n verlede en 'n hede, wat deur die inwerking van die Heilige Gees in ander mense se lewens gebruik word. Dis die kragtige stories. En jy het so 'n storie. 'n Storie wat God met groot krag kan gebruik. Laat hom toe. Die verskil tussen jou en Paulus is dalk maar net eenvoudig dat hy bereid was om God toe te laat om sy storie te gebruik. Paulus het nie gehuiwer nie. Maar wat doen jy? Is jy te skaam? Of dalk te bang? Maar iets anders wat jy ook moet onthou is, jou storie hoef nie noodwendig sleg te wees nie. As jy groot geword het in 'n huis waar Jesus gedien is, en van kleins af was jy sy kind, dan is dit 'n wonderlike getuienis. Dis hoe dit behoort te wees. Elke mamma en pappa moet streef daarna, om hulle kinders so groot te maak, dat hulle nooit nodig het om eendag 'n storie te vertel van allerlei slegte dinge wat hulle in hulle lewens toegelaat het nie. Maar dan moet ons ook onthou, jy het nie net een storie nie. Jou hele lewe moet gevul wees met stories oor wat God in jou lewe en deur jou lewe gedoen het. Wat het God in die afgelope paar maande van 2026 in jou lewe gedoen? Watter gebede het hy beantwoord? Watter beproewings en uitdagings was daar op jou pad waardeur hy jou gelei het? Het hy jou gebruik in iemand anders se lewe?
Of het hy dalk iemand anders in jou lewe gebruik? Dalk het jy 'n wonderwerk of buitengewone voorsiening beleef in tye waar dit moeilik gegaan het. Jou opdrag vir hierdie week is om 'n tydjie te neem en te dink oor alles wat in hierdie laaste 5 maande in jou lewe gebeur het. Gaan skryf dit neer. Doen dit sodat jy dit nie sal vergeet nie, maar ook sodat jy God kan dank daarvoor. Maar doen dit ook sodat jy makliker vir iemand anderster daarvan kan vertel. As jy dit nie bidend gaan neerskryf en bidend na mense toe gaan uitreik om jou storie te vertel nie, gaan jy dit nooit doen nie. Wees gereed met 'n ware storie uit jou eie lewe. Want volgende week gaan ons eintlik iets heeltemal anders doen. Ek weet nie hoe gaan ons dit op video opneem nie, maar dis 'n diens wat jy nie moet misloop nie. Dit gaan 'n byeenkoms wees wat heeltemal anderster as gewone kerkwees gaan wees. Ek hoop ek sien jou Sondag by die kerk. Mag jy voorbereid wees om ook jou storie enige tyd met mense te kan deel. En mag die Here jou krag gee om jou storie raak te sien, neer te skryf en met ander mense te deel. Wat 'n seën sal dit nie wees nie. Amen.